Hoofstuk 44. Die keizerlike huis. Die evangelie het altyd sy grootste welslaa onder die gewone klasse behaal. Julle is nie baie wyse na die vlees nie baie magtiges, nie baie edeles nie. 1 Korintiërs 1 vers 26. Daar kon nie verwag word dat Paulus, 'n arm gevangene sonder vriende, in staat sou wees om die aandag van die ryk en getitelde Romeinse burgers te trek nie. Die ondeug het aan hulle al sy skitterende aantreklikhede gebied en hulle het hulle gewilliglik aan sy slawerny oorgegee. Maar tussen die soegende, armoedige slagoffers van onderdrukking, selfs onder die arm slawe, was daar vele wat graag na Paulus se woorde geluister en in die geloof van Christus hoop en vrede gevind het om hulle in hulle ontberinge te bemoedig. Alhoewel die apostels se werk onder die eenvoudiges en nederiges begin het die invloed daarvan nogtans uitgekring totdat dit selfs die paleis van die keiser bereik het. Rome was destyds die hoofstad van die wêreld. Die trotse keisers het vir byna elke nasie op aarde wette voorgeskryf. Koning en howeling was of onkundig aangaande die nederige Nasareer, of het hom met haat en veragting beheën. Nogtans het die evangelie binne 2 jaar van die gevangenes se nederige woning tot in die keizerlike paleis 'n weg gebaan. Paulus was soos 'n boosdoener geboei, maar die woord van God is nie gebonde nie. 2 Timoteus 2 vers 9. In vergange jare het die apostel die geloof van Christus met oortuigende krag in die openbaar verkondig en die goddelike aard daarvan met tekens en wonderwerke onmiskenbaar bewys. Met edele vasberadenheid het hy voor die geleerders van Griekeland opgestaan en die argumente van trotse filosofie met sy kennis en welsprekendheid die sweye opgelê. Onverskrokke het hy voor koning en goewerneur gestaan en van die geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel gespreek, totdat die trotse regeerders gebeef het, asof hulle reeds die skrik van die dag van God beleef. Nou dat die apostel tot sy woning beperk was, en die waarheid aan alleen diegene kon verkondig wat hom daar opgesoek het hy nie meer hierdie voorregte gehad nie. Hy het nie soos Moses se bevel van God gehad om voor die losbandige koning te verskyn en sy wreedheid en onderdrukking in die naam van die groot ek is te bestraf nie. Nogtans was dit juis in hierdie tyd, toe die belangrikste prediker waarskynlik nie meer in die openbaar kon werk nie, dat daar vir die evangelie 'n groot oorwinning behaal is, want uit die huis van die keiser self is lede tot die gemeente toegevoeg. Nêrens kon mense atmosfeer vind wat meer ongunstig was vir die Christelike geloof as in die Romeinse paleis nie. Dit was asof Nero die laaste spoor van die goddelike en selfs van die menslike beeld uitgewis en net die afdruk van die Satan gedra het. Sy bediendes en howelinge het oor die algemeen dieselfde karakter as hy self gehad: wreed, verlaag en verdorwe. Oënskynlik sou dit onmoontlik wees vir die Christelike geloof om in die paleis van Nero 'n staanplek te vind. Nogtans is daar in hierdie geval, net soos in soveel ander, die waarheid van Paulus se stelling bewys dat die wapens van stryd deur God kragtig is om vestings neer te werp. 2 Korintiërs 10 vers 4. Selfs in die huis van Nero is trofee vir die kruis gewin. Onder die laaghartige dienaars van 'n laaghartiger koning is die bekeerlinge gemaak wat seuns van God geword het. Hulle was nie in die geheim Christene nie, maar heel openlik. Hulle het hulle nie vir hulle geloof geskaam nie. En deur watter middel het die Christelike geloof 'n vaste staanplek gekry in 'n plek waar selfs sy toegang onmoontlik geskyn het? In sy sendbrief aan die Filippense het Paulus gesê dat hy daarin geslaag het om in Nero se huis bekeerlinge vir die Christelike geloof te win, juis omdat hy 'n gevangene was.
omdat hy gevrees het hulle sou dink dat sy gevangenskap die vooruitgang van die evangelie belemmer het, het hy hulle verseker, ek wil hê, julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Filippense 1 vers 12. Toe die Christelike gemeentes eers gehoor het, dat Paulus Rome sou besoek, het hulle uitgesien na 'n kennelike oorwinning vir die evangelie in daardie stad. Paulus het die waarheid na baie lande geneem. Hy het in groot stede verkondig. Kon dit nie wees dat hierdie magtige voorvegter van die geloof daarin sou slaag om dit in die hoofstad van die wêreld siele vir Christus te win nie? Maar hulle hoop het verdwyn toe hulle verneem dat Paulus as gevangene na Rome is. Vol vertroue het hulle gehoop dat wanneer die evangelie eers in hierdie sentrum gevestig was, dit spoedig na alle nasies sou uitbrei en die oorheersende mag op aarde sou word. Hoe groot was hulle teleurstelling? Menslike verwagtinge is verydel, maar nie die plan van God nie. Nie deur Paulus se preke nie, maar weens sy boeie, is die aandag van die paleis op die Christelike geloof gevestig. Dit was as gevangene dat hy van so baie siele die boeie losgemaak het, wat hulle aan die sonde verkneg het. En dit het ook nie daar gebly nie. Hy het verklaar dat die meeste van die broeders, wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Filippense 1 vers 14. Paulus se geduld gedurende sy lang en onregverdige gevangenskap, sy moed en sy geloof was 'n voortdurende preek. Sy gees wat so anders was as die gees van die wêreld het getuig dat 'n mag wat hoër is as enige aardse gesag by hom tuis was. En deur sy voorbeeld is Christene aangemoedig tot groter inspanning as voorstanders van die saak waarin Paulus nie meer in die openbaar kon optree nie. Op hierdie wyse was die gevangenskap van die apostel invloedryk. Toe sy vermoë om bruikbaar te wees aan bande gelê is en hy oënskoulik die minste kon uitrig, juis toe het hy uit landerye waar hy skynbaar uitgesluit is, vir Christus gerwe versamel. Voor die einde van daardie 2de jaar van gevangenskap kon Paulus sê dat sy boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. En onder diegene wat aan die Filippense hulle groete gestuur het, maak hy veral melding van die wat aan die keiserlike huis behoort. Vers 13 en hoofstuk 4 vers 22. Sowel geduld as moed het sy oorwinnings. Deur geduld onder beproewing, net soos deur dappere inspanning kan siele vir Christus gewin word. Die Christen wat onder verlies en lyding geduldig en opgewek bly, wat selfs die dood met die kalmte van 'n onwankelbare geloof tegemoet gaan, kan op daardie wyse vir die evangelie meer verrig as wat hy met 'n lang lewe van getroue arbeid kon gedoen het. Dikwels wanneer 'n dienaar van God uit aktiewe diens onttrek word, is dit die plan van God om deur hierdie onverklaarbare voorsienigheid, waaroor ons in ons kortsigtigheid sou treur, 'n werk te verrig wat anders nooit gedoen sou word nie. Wanneer die volgeling van Christus nie meer in staat is om openlik en aktief vir God en sy waarheid te werk nie, moet hy nie dink dat daar vir hom geen diens meer te doen is en geen loon meer te verkry is nie. Christus se ware getuies word nooit op sy gesit nie. In gesondheid en in siekte, in lewe en in dood, gebruik God hulle nog. Wanneer die dienaars van Christus deur die kwaadwilligheid van die Satan vervolg en hulle aktiewe diens verhinder is, wanneer hulle in die gevangenis gewerp of na die skafot of die brandstapel gesleep is, was dit sodat die waarheid 'n groter oorwinning mag behaal. Wanneer daardie getroue mense hulle getuienis met hulle bloed verseël het, 'n siele wat tot dan getwyfel het en onseker was van die geloof van Christus,
oortuig en het hulle moedig vir hom uitgestaan. Uit die as van die martelare het 'n groot oes vir God ontstaan. Die ywer en trou van Paulus en sy medewerkers, sowel as die geloof en gehoorsaamheid van daardie bekeerlinge tot die Christelike geloof, onder omstandighede wat so moeilik was, bestraf slordigheid en gebrek aan geloof in die dienaar van Christus. Die apostel en sy medewerkers kon geredeneer het dat dit nutteloos sou wees om die dienaars van Nero tot berou en geloof in Christus op te roep, aangesien hulle aan sulke kwaai versoekings blootgestel, van sulke gedigte beperkinge omring en aan sulke bittere teenstand onderworpe was. Al is hulle dan van die waarheid oortuig, hoe kon hulle gehoorsaam wees? Maar Paulus het nie so geredeneer nie. In geloof het hy die evangelie aan daardie siele voorgehou, en onder diegene wat gehoor het, was daar enkelinge wat besluit het om dit te gehoorsaam, al kos dit ook wat. Ondanks hindernisse en gevare sou hulle die lig aanneem en op God vertrou om hulle te help om hulle lig voor ander te laat skyn. Daar is nie net in die huis van die keiser bekeerlinge tot die waarheid gewin nie, maar na hulle bekering het hulle in sy huis gebly. Hulle het nie gevoel dat dit hulle voorreg was om hulle pos te verlaat, bloot omdat hulle omgewing nie meer aangenaam was nie. Die waarheid het hulle daar gekry, en daar het hulle gebly, en deur hulle veranderde lewe en karakter getuig van die veranderende krag van hulle nuwe geloof. Is daar miskien sommige wat versoek word om hulle omstandighede as verskoning te gebruik, om na te laat om vir Christus te getuig? Laat hulle aan die omstandighede van die disippels in die keiser se huis dink, die verdorwenheid van die keiser, die losbandigheid van sy howelinge. Ons kan ons skaars omstandighede indink wat vir die godsdienstige lewe ongunstiger kan wees en groter opoffering en teenstand sou meebring as die waarin die bekeerlinge hulle bevind het. Nogtans het hulle ondanks moeilikhede en beproewinge getrou gebly. Die Christen probeer hom miskien verontskuldig oor sy ongehoorsaamheid aan die waarheid, soos dit in Jesus is, omdat die hinderpale oënskynlik onoorkomlik is, maar hy kan geen verskoning aanbied wat die ondersoek kan deurstaan nie. As hy dit kon doen, sou hy bewys dat God onregverdig is, omdat hy vir sy kinders voorwaardes vir verlossing gestel het, wat hulle onmoontlik kan nakom. Hy wat sy hart daarop gestel het om God te dien, sal geleenthede vind om vir hom te getuig. Moeilikhede sal magteloos wees om hom te belet wat vasbeslote is, om eers die koninkryk van God en sy geregtigheid te soek. In die krag wat hy uit gebed en ondersoek van die woord put, sal hy deug nastreef en ondeug versaak. Met die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, wat die teespraak van sondaars teen hom verduur het, sal die gelowe veragting en spot gewillig trotseer. En hy wie se woord waarheid is, beloof genoeg hulp en genade vir elke omstandigheid. Sy ewige arms omhels die siel, wat hom tot hom wend om hulp. In sy beskerming kan ons veilig rus en sê, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Psalm 56 vers 4. Aan almal wat op hom vertrou, sal God sy belofte verwesenlik. Deur sy eie voorbeeld het die Heiland bewys dat sy volgelinge in die wêreld kan wees, maar nie van die wêreld nie. Hy het nie gekom om aan sy verleidelike plesiere deel te neem, deur sy gewoontes beïnvloed te word en sy gebruike na te volg nie, maar om die wil van sy Vader te doen en die verlorenes te soek en te red. Met hierdie doel voor oë kan die Christen in enige omgewing onbesmet bly staan. Wat sy posisie of omstandighede ook mag wees, verhewe of nederig, hy sal die krag van die ware godsdiens in die getroue verrigting van sy plig openbaar. Nie sonder beproewings nie, maar te midde daarvan word die Christelike karakter ontwikkel.
Blootstelling aan afjakke en teenstand lei die volgeling van Christus na groter werksaamheid en ernstiger gebed tot die magtige helper. Ernstige beproewing wat deur die genade van God verduur word, ontwikkel geduld, waaksaamheid, krag en 'n diep en blywende vertroue in God. Dit is die oorwinning van die Christelike geloof wat sy volgeling in staat stel om te ly en sterk te wees, om te onderwerp en so te oorwin, om die hele dag gedood te word en nogtans te leef, om die kruis te dra en sodoende die kroon van